Halleluja. Ek gaan vanoggend met die bergpredikasie begin en ek sal nou nie name noem nie, maar ek weet daar's van ons mense wat 'n bietjie see toe gaan binnekort. Hulle gaan dan nou seker nie volgende Sondag hier wees nie, maar hulle sal dit dan aanlyn kan luister. So as jy dit gemis het, kom ons doen moeite. Of weer eens sê, nie omdat ek hierdie boodskap oordra nie, maar jy gaan nou hoor hoekom. Ek wil jou vra om in hierdie maand, ek begin vanoggend met hom en dan volgende Sondag is Prof Burger hierso. En ek weet nie waaroor hy gaan praat nie, maar dan gaan ons weer aan vir die hele Augustus met Jesus se preek. Nou ek het al baie in my lewe Paulus se briewe aangehaal. As ek sien die mense in die gemeente bring nie hulle kant nie, dan haal ons Paulus se briewe uit. Daar waar hy vir hulle sê, julle is sleg en julle is so en moenie dit nie en moenie die nie. En dan is dit lekker om te kan sê, dis nie ek wat dit sê nie, dis Paulus wat dit geskryf het. En dan haal ons 'n klomp van die disippels, Matteus, Markus, Lukas, en ons haal van die profete, Jesaja, Jeremia aan. Ons gebruik so baie uit die Bybel uit om die woord te verkondig, want die hele woord is deur God ingestel. En een van Prof Burger se gunsteling sê goed is, want die Bybel sê so, die hele skrif is deur God ingestel, kragtig vir die wat daarin glo. As jy nie daarin glo nie, dan sal dit vir jou net soos enige ander storieboek wees, maar dis kragtig om te verander, te red, te genees vir die wat daarin glo. Maar vanoggend gaan ons nie na enige ander disipel of profeet of enigiemand kyk nie. Ons gaan na Jesus se boodskap kyk. En ek wil jou aanmoedig, dit gaan baie hard met jou praat. Dit gaan jou in elke area van jou lewe uitdaag. Maar moet asseblief nie dat die vyand vir jou sê, jy gaan nou die hele week uitgetrap of die hele maand uitgetrap word, rus 'n bietjie die maand nie. Kom hoor maar, want ek is seker daarvan, as Jesus dit vir ons gesê het, dan is dit baie belangrik. Daar sekere teoloë en almal wat so ver gaan om te sê dat die bergpredikasie is basies die grondwet, die raamwerk van Christendom. En die res van die woord wat deur al die profete en so aangeskryf is eintlik maar ons kan sê die inkleerkruite of potlode waarmee jy hierdie hele prentjie kom inkleer. En julle gaan sien hoekom ek so sê. Nou heel eerstens moet ons vanoggend besef dat Jesus kom in Matteus 5 tot 7 en ons gaan vers vir vers deur hom werk, sodat ons kan hoor wat kom leer Jesus ons. Wat kom doen hy? En ons gaan nou lees, hy gaan sit op die berg. Hy klim teen die berg op en hy gaan sit op die berg. En die oomblik toe sy disippels en die mense waar hom kom, toe begin hy met hulle praat. Toe begin hy hulle leer. En die eerste ding wat ons moet besef, is die bergpredikasie, soos wat hulle dit noem, is nie 'n versameling van los leringe, soos wat ons dit hoofstuk vir hoofstuk en vers vir vers in die Bybel kry nie. Dis een gesprek wat Jesus met sy disippels het. Nou as ek kon, dan sou ek die hele reeks vandag gedoen het, en dan sou ons tot 4 uur hier gesit het, en dan sou die meeste kwaad gewees het. So julle kan vandag bly wees, dat ons dit vers vir vers aanhaal, want jy kon dalk op een dag alles gehoor het. En dan het dit dalk heeltemal 'n ander betekenis gehad. Maar Jesus kom heel in die begin en hy doen dinge anders. Want hy is anders. Meeste van die profete en disippels en almal, wanneer hulle ons kom leer in die Bybel, dan sê hulle vir ons wat ons moet doen. Kom sê vir ons wat ons moet doen. Hy kom leer ons wat ons moet doen. Maar die oomblik toe Jesus preek, toe doen hy dit nie. Toe sê hy nie vir ons wat ons moet doen nie. Hy sê vir ons wie ons moet wees. En daar is 'n groot verskil. Dis 'n groot verskil tussen vir iemand te sê wat hulle moet doen,
Want jy kan iets doen, maar dit kom glad nie uit jou hart uit nie. Jy doen dit omdat jy dit moet doen. Soos wat meeste van ons oor ons werk voel, né? Nee. OK, ek is trots op julle in Koster. So, niemand hier werk omdat hy dit moet doen nie. Almal doen dit omdat hy lief is vir sy werk. Ja, julle is baie stil volgens. Nie bekommerd wees nie. Jesus kom sê nie wat ons moet doen nie. Hy kom sê wie jy moet wees. Want meeste van ons doen dinge wat ons eintlik nie is nie. Né? Baie keer as julle kinders, nie ons kinders, as julle kinders stout is, en ons kom al by die skool en hulle sit in 'n tugverhoor, dan sê hulle, meneer, ek weet nie wat aangaan nie. Hy sien glad nie hierdie dinge by die huis nie. Ons praat nie so, okay, maar kom ons los dit daar. Die bergpredikasie is Jesus wat gaan sit, en hy sê vir sy disippels en almal, kom ek vertel gou vir julle, wie julle moet wees. Kom ek deel dit met julle, en ons gaan dit lees in Matteus 5, en ons gaan eers net vers 1 tot 12 lees, in die ou vertaling. Hy kom en hy sê, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, hoor nou mooi, salig is die wat arm van gees is, want hulle behoort aan die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die wat barmhartig is, want aan hulle sal hy barmhartigheid bewys. Salig is die wat rein is van hart, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is hulle wanneer die mense hulle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen hulle spreek om my ontwil. En dan vers 12, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Nou dis nou baie mooi, salig is hy, en is mooi, né? En wat beteken dit alles? Wat wil Jesus eintlik vir ons kom sê? Kom ons kyk. Hulle noem dit die saligsprekinge. Jesus begin nie deur te sê wat ons moet doen nie, maar wie ons moet wees. Hier is die heel eerste ding wat jy vandag moet besef. So moenie hierdie probeer doen wat hy vir jou sê, sonder dat dit uit jou hart uitkom nie. Ek weet, meeste van julle sien mense daar in NWK en dan, hallo, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie, hoe gaan dit met die kinders? En dan hier in jou hart dink jy, ja. Ja, ek sien, ek het baie van jou gehoor. So, almal van ons doen dit. Hoor wat ek sê, almal van ons kom kort. Die Bybel sê, almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So, Jesus kom leer ons iets. Eerstens sê hy vir ons, salig is die wat arm van gees is. Wat beteken dit? Dit beteken om te besef en te bely dat jy God nodig het. Om arm van gees te wees beteken die teenoorgestelde van geestelike trots en geestelike hoogmoed. Met ander woorde, ek dink nie dat in my kerk of in my huis of wie ook al ek is ek beter as enige iemand anders nie. Dit beteken dat ek myself nie vergelyk met enige iemand wanneer dit by geestelike dinge kom nie. Ek hou my nederig en ek besef en ek bely dat ek elke dag God nodig het. Nou as jy regtig waar jou hart wil toets, bid dit. Bid dit. Wat bedoel jy? Bid môreoggend en sê, Here, ek besef en bely dat in myself is ek niks.
In myself kan ek nie doen wat ek vandag alles moet doen nie. Daarom bid ek dat U my sal help om dit te doen soos wat U wil hê ek moet. Want anders te bid ons en ons doen dit maar net soos wat ons goed dink. En dan kom die Bybel baie mooi en sê, moenie volgens jou eie goed dink nie. Soos wat God wil. So om arm van gees te wees beteken dat ek nederig is voor die Here en bely hoe nodig ek hom het. Hoe afhanklik ek van hom is. Dan koppel hy 'n belofte daaraan. Hy sê, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Net soos wat Jesus gesê het, om aarde toe te kom en om regtig waar die mees nederigste te wees. Want aan hulle behoort die koninkryk van God. Dan gaan hy verder en sê hy, salig is die wat treur. En hierdie het niks te doen met hartseer wees nie. Die Bybel kom nie en sê, dit sal goed gaan met jou as jy heeltyd loop en treur nie, asseblief moenie. Moenie die hele dag loop en jouself jammer kry. Daar's 'n Jannie gesegde wat ons as in Afrikaans het. Julle almal ken hom, né? Die Jannie ene. Moenie Jannie wees nie. As jou naam Jannie is, kies. Dis nie wat hy probeer sê nie. Salig is die wat treur. Dit beteken, Jesus, hoe mooi is hierdie. Hy sê, ek besef en ek het droefheid oor sonde. Nie net my eie sonde nie. Almal se sonde en die gebrokenheid van hierdie wêreld. Met ander woorde, salig is die wat treur. Op een of ander stadium moet jy regtig waar begin besef dat dit jou en my sonde is wat Jesus op die kruis laat opeindig het. Iewers moet jy begin besef dat dit jou sonde, jou verkeerd, jou leuns, jou ek wil amper sê, meeste van ons mens wees. Iewers moet dit jou raak, hierdie gebrokenheid van die wêreld, die feit, ons word soms kwaad, en ons lig ons opinies, en as jy kyk op social media, ek het die helfte van my social media delete, want die mense begin my net al meer en meer omkrap as hulle Bybelverse aanhaal, en hulle het nie idee waarvan te praat. Geen idee nie. Maar ons val mekaar aan en een sê, jy moet dit doen, en dan val die een, en het word heeltemal 'n gesprek. Dit word so uit verband uitgeruk, dat ons nie weet wat aangaan nie. Gister maak iemand 'n opmerking oor afrigters van ons skool. En hierdie een sê dit, en daai een sê dit, en die een sê dit, en hierdie een groep ouers probeer opkom, want hulle weet dalk so ietsie, maar dit is so maklik om kommentaar te lewer. En op 'n stadium sê iemand, wag net gou 'n bietjie, ek wil gou vir my gaan popcorn skiet, hierdie gaan interessant raak. Hierdie gaan lekker raak, wag, ek geniet dit as mense mekaar so met modder gooi. Nee, ons doen. Salig is die wat treur, salig is die wat na die wêreld kyk, wat besig is om totaal uit mekaar uit te val. Die Bybel sê, dit wat reg is, sal verkeerd wees. En dit wat verkeerd is, dit sal reg wees. En dit is 100% wat in Suid-Afrika besig is om te gebeur. As die Bybel sê, dis 'n sonde om voor die huwelik saam te bly, dan sê die wêreld, maar dis te duur, ons spaar daarom 'n paar rande. En alles wat verkeerd is reg, en alles wat reg is verkeerd. En ons verdedig en ons stry en ons regverdig. Jesus sê, salig is jy, wat na die wêreld kyk en sê, dit breek my hart. Daar's 'n lied wat Hillsongs geskryf het, wat sê, break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Here, breek my hart. As dit U hart breek, dan moet dit my hart breek. As dit God hartseer maak, dan moet dit my en jou as kind van God hartseer maak. Dis wat Jesus probeer sê. Dan sal weer 'n beloning, dan sê hy, God sal hulle vertroos. Met ander woorde, hy sê, as jy 'n hart kan ontwikkel wat breek,
wanneer mense in sonde verval, sal God kom en jou vertroos. Hy sal sy teenwoordigheid naby jou hê. Hy gaan verder en sê, hy salig is die sagmoediges. Nou sagmoedigheid word baie keer verwar. Dit beteken glad nie, dit is nie 'n swakheid nie. Jesus was sagmoedig, maar verseker nie swak nie. So sagmoedigheid beteken nie dat iemand swak of bang of passief of iets is nie, dis glad nie. In die Bybel is sagmoedigheid, daai woord sagmoedigheid beteken krag wat onder beheer is. Dis 'n krag, sagmoedigheid is 'n krag. Hoor wat sê hy? Hy sê sagmoedigheid beteken ek het die vermoë om terug te beklei of terug aan te val, maar ek kies om dit nie te doen nie. Ek weet hoe om hierdie goed te gebruik. Prof is lief om maar voor te sê, hy was 'n bodybuilder toe hy jong was. En kan staan agter hierdie appels. Maar ek kies om dit nie te doen nie. 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Ek het die vermoë om hierdie man storm te loop en om in die grond in te vertrap, maar ek kies om te sê, ek gaan dit nie doen nie. Sagmoedigheid beteken, ek kan myself verdedig, maar ek kies om dit nie te doen nie. Want ons verdedig onsself mos so, as ek en my pa 'n saak teen mekaar het, dan verdedig ons onsself mos om myself reg te bewys en hom verkeerd te bewys. Ek wil nie net die waarheid praat nie, ek wil myself 'n bietjie optel en ek wil hom 'n bietjie verneder. En die hele dorp moet sien dat hy verkeerd was. Ek en my pa het vir baie jare gestry soos enige pa en seun, né? Op 'n stadium kom jy mos as jy nou begin man word. Staan jy 'n bietjie op teen jou pa. En eendag sit ons in rugby kyk. Ons is reg, ons gaan nou rugby kyk. En halftyd, toe speel die cheetahs en die leeu's teen mekaar. En halftyd, toe sê my pa, kan nie onthou wat sy ou se naam nie, sê sommer Dion. Toe sê hy, man, vandat Dion nou by die leeu speel hy nou baie beter. Ek sê, ja nee, het lyk vir my, hy het bietjie verlore geraak daar by die Sharks. Kan nie lekker. Nee, maar hy was by die bulle gewees. Ek sê, pa, hy was nie daar nie, hy was... En in daai oomblik sê iets vir my, wat maak dit saak? Iets sê net vir my, wat maak dit saak? En ek staan op en ek loop weg en ek neem 'n besluit en sê, ek gaan nie met hom stry en my verhouding prys gee. Dit maak nie saak nie. Maar hoor nou, hier kom die punchline. Net voor die tweede helfte begin, toe sê hulle, vandat Dion nou nie meer by die Sharks is nie. En toe ek het hoor, toe wil ek vir hom sê, het ek nie vir jou gesê nie. En voor ek dit kan sê, toe sê iets vir my, wat maak dit saak? Hoekom wil ek my pa probeer verkleineer en vir hom sê, sien, ek weet meer as jy. Wat 'n verskil gaan dit maak? Of ja, my moet jammer sê, hy was verkeerd gewees. Hoekom? Hier kom die Bybel, Jesus kom leer ons. Jesus kom leer vir ons en sê, sagmoedigheid, salig is hulle wat sagmoedig is, salig is hulle wat hulle self kan verdedig, maar kies om dit nie te doen nie. Saligheid beteken, hoor baie mooi, ek raak kwaad, maar my kwaad beheer my nie, ek beheer my kwaad. Daar's 'n vers in die Bybel sê, word kwaad. Ou vertaling sê, word toornig, maar moenie sondig nie. Kwaad word is nie sonde nie, maar wat jy doen wanneer jy kwaad is, dit maak dit sonde. Kan jy dink hoe toornig Jesus moes geword het, toe hy in die tempel instap en in die huis van die Here, en hulle is besig om te koop en verkoop, en wat het hy gesê, maak hulle van dit 'n rowerspelonk dinke. En hy stap in en hy vleg 'n sweep en hy jaag vir hulle. Jy moet redelik kwaad wees. En hier kom die Bybel en sê,
Ek raak kwaad. Maar my kwaad beheer my nie, ek beheer my kwaad. Ek kies dat ek sal beheer uitoefen wanneer ek kwaad is. Wanneer daai gevoel in jou binnekant, die teenoorgestelde van verliefdheid is kwaadheid, as jy ooit gewonder het. Hulle voel baie dieselfde, maar hulle laat ander dinge gebeur. Die oomblik as jy voel, party oggende staan ons as mans op, ek weet nie van vrouens nie, maar ons as mans staan party oggende op, en dan se klaar kwaad. Dan moet net niks verkeerd loop vandag nie. As jy daai gevoel voel, weet dit, daar gaan baie goed gebeur. Daar gaan baie goed gebeur, want die vyand wil hê jy moet ontplof. Hy wil hê jy moet beheer verloor. Hy wil hê jy moet jou kinders en almal sleg sê en almal skel en weet nie wat alles nie. Hy wil hê jy moet sê, ja, die Bybel is weer los vandag. Dit sagmoedigheid beteken, ek onderwerp my krag en emosies aan God se beheer. Dis soos 'n perd wat ons oplei. Daai perd het al die krag onder die son. Ek het 'n paar jaar terug gepreek oor die olifant in die vertrek. En dan by die sirkus kap hulle so klein pennetjie in en dan maak hulle die olifant se net sy een poot in daai pennetjie vas. Ek is seker daarvan as hy regtig wil kan hy net sy voet oplig en die pen is uit. Maar daai olifant is geleer as daai ketting in jou voet vas is, dan staan jy stil. Hulle leer leeu so. Hulle leer al die verskriklike diere so. Ek stap baie keer saam met vriende tussen 'n klomp beeste in, dan dink ek, al hierdie beeste moet net besef hoe sterk hulle is. Maar een of twee ouens jag honderde van hulle en hulle hardloop laat hulle sterkte waai. En die Bybel kom en hy sê, Jesus kom leer ons en hy sê, ek onderwerp my emosies en my krag onder God se beheer. Dan sal belofte, hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Soos 'n mens kos nodig het om te leef, moet ons daarna verlang en begeer om God se wil te doen. As hy sê salig is die wat honger en dors na geregtigheid, kom sê Jesus vir ons, soos wat jy na kos begeer en smag na kos, ons sing daai lied, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o Heer. Geregtigheid beteken om reg te wees met God, of te leef soos God wil. En ons het al baie keer gesê, wat is God se wil? Om te doen wat God wil. Moenie God se wil 'n onmoontlike ding in jou lewe maak nie. God se wil is baie eenvoudig. Dis om te doen wat God wil. Wat wil God? Hierdie wat ons vanoggend lees. Om God se wil, se waarheid en sy heiligheid te soek. Maar kyk baie mooi, Jesus sê nie, salig is hulle wat so nou en dan die geregtigheid soek nie. Hy sê salig is hulle wat honger en dors na die geregtigheid, en hier is die beloning. Hulle sal versadig word. As jy regtig na geregtigheid honger en dors, as jy regtige honger en 'n dors in jou binneste het, om die wil van God te doen, om God nie teleur te stel nie, om nie aan te hou, soos wat hy sê, ons word vergewe keer op keer op keer, maar gaan dan heen en sondig nie weer nie. Hulle sê vir Paulus, as die genade van God dan so groot is, dan kan ons maar net aanhou sonde doen. God gaan my mos maar net aanhou vergewe en aanhou. En ek het al baie keer verduidelik en gesê, nee, dis nie hoe genade werk nie. Genade werk so, ek vergewe jou, en jy probeer weer, en ek vergewe jou, en jy probeer weer, en ek vergewe jou, en jy probeer weer, tot jy dit regkry. Tot jy oorwin het. Maak nie saak hoeveel keer jy al probeer het nie. In die week sê een van die onderwysers by die skool, sy praat met Joshua en sy sê vir hom om iets te doen, en nog voor hy probeer het, sê hy nie kan nie. En sy stop en sy vat hom en sê, nee, wag. Kom probeer. Hoor wat ek vandag sê, ons het lankal met onsself moed opgegee, dan wil God vir jou sê, stop net gou, luister vir my.
Probeer net weer. Probeer net weer. Jy kan dit doen. Hoekom? Want ek het betaal dat jy dit kan doen. Ek het my lewe gegee dat jy dit kan doen. Here, maar dit is moeilik. Ek weet. Maar dis hoekom hy daar is. Dis hoekom hy met jou is. Probeer net weer. Salig is die barmhartiges. Barmhartigheid beteken om iemand se nood of sy hartseer of te swakheid raak te sien, jammer te kry in jou hart en iets daaromtrent te doen. Dis barmhartigheid. Ons lees in die Bybel, salig is die wat barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Hoor bietjie mooi, as jy genade en vergifnis ontvang het, dan is jy bereid om ander barmhartig te wees. En barmhartigheid beteken, ek sien iemand, sy nood, sy swakheid, sy hartseer. En vir 'n oomblik voel ek in my hart, jammer vir hulle, en ek doen iets daaromtrent. Hy sê, salig is die wat rein is van hart. Dit beteken nie net uiterlike godsdienst nie, maar dit beteken 'n hart wat opreg aan God behoort. Halfpad deur wil ek julle kom herinner, dis Jesus wat die goed vir die mense leer. Salig is die wat rein is van hart. Salig van hart beteken dat jou innerlike lewe skoon en opreg is. Daar's 'n vers wat sê, om elke gedagte gevange te neem. Ek dink is die boodskapvertaling wat sê, neem elke gewete gevange, want dis jou gewete wat jou laat skuldig voel. Die feit dat jy weet jy daai ou ingedoen met besigheid, nou vermy hom. Kry jou gewete skoon. Salig is hulle wat rein is van hart, en hoor hierdie belofte. Hulle sal God sien. As jy rein is van hart, opreg in jou hart, sal jy God sien. Hoe? As meer van ons in hierdie dorpie rein word van hart, sal ons God meer sien werk in hierdie dorpie. Psalm 51 vers 12 sê, skep in my rein hart, o Heer, en 'n standvastige gees. Ons sing daai lied, skep in my rein hart, o Heer, gee my weer 'n standvastige gees. Een van die mooiste gebede wat jy seker kan bid. Skep in my 'n rein hart, o Heer. Gee vir my 'n hart, Here, wat opreg is. Ek wil nie voorgee dat ek 'n Christen is nie. Ek wil nie voorgee dat ek God dien nie, want God kyk na die hart. Hy sien wat in jou hart is. En die mooiste beloning, as jy opreg in jou hart is met die manier hoe jy God dien, sal jy God sien. In jou lewe, in jou besigheid, in elke area van jou lewe. Salig is die vredemakers. 'n Vredemaker is iemand wat nie alleen vrede in sy eie lewe wil hê nie, maar ander help om vrede te hê. Hoe mooi verduidelik hy hierdie. Hy sê, daar is 'n verskil tussen vredeliewend en vredemaker. 'n Vredeliewende mens sê, ek wil net nie moeilikheid hê nie, asseblief. Kom ons is reg, jy wen. Ek wil net nie beklei nie, ek wil net nie. Dis 'n vredeliewende mens. Hy's lief vir die feit dat daar vrede is. So ons moenie beklei nie, is reg. Bereid om sy waardes, die woord van God, alles prys te gee. Ons moet net nie beklei nie. 'n Vredemaker is iemand, wanneer daar reeds moeilikheid is, dan word jy stil en jy sê, Here, ek wil vrede maak in hierdie familie, in hierdie gesin, tussen hierdie kollegas. Hoe kan ek vrede maak? Wat kan ek doen sodat hulle tussen mekaar sal vrede maak? En ons moenie daai twee met mekaar verwar nie.
Want vredelievend is een ding, maar 'n vredemaker, en hoor wat sê hy, hoe mooi is hierdie? Want hulle sal kinders van God genoem word. Hulle sal kinders van God genoem word. Die persoon wat wanneer daar moeilikheid is, optree en sê nee, hierdie kan nie so aangaan nie. Die laaste een, salig is die wat vervolg word. En hierdie sien ons baie duidelik by die disippels en baie mense in die Bybel. Inteendeel, die Bybel kom en dan waarskei ons, dan sê vir ons, die mense sal julle haat, want hulle het my eerste gehaat. Jesus kom en sê, weet dit, die wêreld gaan julle haat. Hulle gaan nie van julle opinies hou nie. Hulle gaan nie van die feit hou dat jy sê, nee, ons gaan dit nie so doen nie. Hoekom nie? Want die Bybel of die Here wil nie hê ons moet nie. Hulle gaan nie daarvan hou nie. Wanneer laas het jy gehoor dat iemand sê, moet jy altyd die Here by alles inbring? Ek dink as hy alles in sy hande hou, dan is hy klaar in alles. Ons hoef hom nie in te bring nie. Hy Kinderkerk sing, hy hou die hele wêreld in sy hand. Hy hou die hele wêreld in sy hand. Salig is die wat vervolg word. Hierdie vervolging beteken om sleg behandel te word, teëgestaan te word, uitgesluit te word, bedreig te word, of aangeval te word, omdat jy God kies of volg. Wanneer jy bereid is om 'n prys te betaal, maar jy sal nie ophou om Jesus te volg nie. Net soos die disippels, net soos Paulus. Net soos die disippels bereid was om te sterf. Net soos wat Paulus talle male in die tronk opgeëindig het, net soos wat Paulus 3 keer die 39 houe gekry het. Paulus kom op 'n stadium en sê hy begin baie keer, dan sê hy, dis nie ek wat praat nie, ek het dit so van die Here ontvang, en dan sê hy 'n klomp goede. Maar dan is daar so 1 of 2 kere wat hy sê, okay, hierdie is nou ek wat praat. Dis nou Paulus wat nou met julle praat. Kom ek vertel gou vir julle waardeur ek al alles is. En dan noem hy alles, al die maniere hoe hulle hom probeer doodmaak het, stil maak het, ontslaa raak van het. Ons het laasweek ook gesê, ons sing daai lied, al sou die vye boom nie bot nie. Nou geen druiwe in die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein van die kampe mee wees, en die beeskraal sonder beeste wees. Nogtans, 'n paar jaar gelede het 'n Australiaanse rugbyspeler Israel Folau sy hele lewe basies prysgegee. Toe hy 'n opmerking maak en hy 'n vers op sy Instagram account sit om te sê dat as jy gay is, dis sonde. Het Australië vir hom gesê, verwyder of ons verwyder jou toekoms in rugby. En Israel Folau het gesê, maar ek het dit nie gesê nie. God se woord sê dit. Ek het dit nie gesê nie. En hy was bereid om net daar alles prys te gee. En baie mense het vir hom gesê, yes, go for it. Wow. Baie het vir hom gesê, mag jou fietjie in wie jy glo, nou jou salaris betaal. Mag jou ridder, mag jou koning wat jy aanbid, is ons bereid. Rodney Seal het baie jare terug, toe ek 'n tiener was, gesê, hy het altyd mense aangeval as hulle die Here se naam gebruik. Dan sê hy sommer, ja, maar moenie dit doen nie. Want die mens praat nie so nie. Jy moet onthou, dis nie te sê dat dit ook daai persoon se God is nie. En hy sê, hy het gaan bid en gesê, Here, maar hoe moet ek hulle dan nou reg help? Want ek kan dit nie net los nie. En hy staan eendag in 'n kruidenierswinkel, kan nie onthou wat dit was, hy is baie jare terug. En hier staan 'n oomie voor hom, en hulle lei al die goedjies deur, en die totaal staan daarso, en die oomie gee die Here se naam so kliphard, en hy sê, my oom, prys die Here, ken jy hom op?
Hy is al goed vir ons. Hy is teenwoordig, hy is altyd met ons. Ek is so trots op jou dat jy hom aanroep en nie skaam is om die naam van die Here aan te roep nie. Hy sê die oom het hom met sulke groot oë gekyk en gedink, wat gaan aan met jou? Toe sê oom, ek het net gehoor jy roep sy naam aan. En ek weet as ek sy naam aanroep, dan is hy met my. Hy stap in 'n huisbak in. Dit is my gunsteling stories. En daar so 4 of 5 ander mense saam met hom in 'n huisbak, is so 20 verdiepings. En die huisbak begin so opbeweeg. En julle weet, as mos so stilte, as jy by die huisbak inloop, dan maak mense net so. En toe hulle so begin opbeweeg en hulle so halfpad, toe sê hy, dis nou interessant, ons gaan nou op. Toe weet hy, nou het hy almal se aandag. Toe sê hy, maar ek wonder nou, as ons nou amper bo kom en die kabel breek, en ons val af, wie dan nog steeds gaan opgaan? Hy sê, toe die deure oopgaan, toe staan hy alleen daar. Ek wil vandag vir jou sê, pas op, om nie mense weg te jaag met die evangelie nie. In Engels word dit genoem, the good news. Dis goeie nuus. Dis goeie nuus. Die evangelie van Jesus Christus is goeie nuus. Maar moenie stil bly nie. Ons het 2 vrae wat ons onsself moet vra. Die eerste vraag is, wat sal die mense sê? Die tweede vraag is, wat sal God sê? Dis al. As jy ooit jouself op 'n plek bevind, waar jy sekere besluite moet neem, en jy sê, joh, wat gaan die mense sê? Bid ek in die naam van Jesus, dat die Heilige Gees vir jou sal sê, wat sal God sê? As jy ooit weer jouself in 'n situasie bevind, liewe jong mens, maak nie saak wie jy is nie, as jy ooit weer op 'n plek kom wat jy sê, wat moet ek doen? As ek hierdie doen, wat sal God sê? Die mens sê, as jy my lief het, sal jy. Maar God sê, as jy my lief het, sal ek. En daai is groot woorde. Ons leef in 'n tyd wat ons so maklik mense ompraat om te sê, as jy, sal ek. Maar weet dit vandag, Jesus kom sit op die berg en hy praat met sy disippels en hy sê vir hulle, weet dit, as julle, sal ek, en as julle bereid is om vervolg te word vir my naam, as julle bereid is om op te staan vir my naam, 'n vers in die Bybel sê, as julle bereid is om op te staan vir my by die mense, sal ek vir julle opstaan voor die Vader. En hierdie beloning is, groot is julle loon in die hemel. Ons het vir 2 weke lank gepraat oor, stop dit, staan op, vat die woord van God aan. Jesus kom leer ons nie wat om te doen nie, maar wie om te wees. Wat sal die mense sê? Wat sal God sê? Kom ons sluit die oë. Here, elke een van ons kom ver tekort. Elke een van ons het soveel om aan te werk, Here. Daarom bid ek in die naam van Jesus, dat die boodskap wat Jesus Christus vir ons gegee het in sy bergpredikasie, ons lewens radikaal sal kom verander. En ek wil vanmôre vir elke een sê wat hier sit en wat hierna luister, dat hou op om te glo dat jy nie kan nie. Hou op om te glo dat jy nie goed genoeg, sterk genoeg, slim genoeg is nie. Jesus het die volmaakte, finale offerprys betaal. Jy kan. Dis een van 2 stemme waarna jy luister. Of die stem van die vyand wat jy wil hou
in hierdie omstandigheid, of God se stem wat jou grootste ondersteuner is, om jou aan te moedig, om uit te breek, en oorwinnaar, meer as oorwinnaar te wees. Hou bekommerd wees wat die mense sal sê, en wat die mense sal doen. Wees bekommerd oor jou verhouding met God. Wat sal God sê? En ek weet, hy sal jou seën. Ons eer U, Jesus, in Jesus naam alleen. Amen, amen. Die wat my gaan help met die